Jesus leer ons hoe om te bid. Jesus leer my hoe om te bid. Het jy al ooit daai woorde vir Jesus gevra? Ek dink nogals dis iets wat elke gelowige moet leer om die Here te vra. Jy sien geliefde, gebed is nie net iets wat natuurlik gebeur nie. Ek weet nie vir jou nie, maar dis iets waarna ek moes groei, dis iets waarna ek moes ontwikkel. Gebed is iets waarin dit deel van ons journey om geestelik meer volwasse te word, is om te leer hoe om beter te bid. Inteendeel, dis die disippels wat vir Jesus kom vra in Matteus 6 vers 9, kom vra hulle, Here, hoe moet ons bid? En dan antwoord Jesus hulle so. So moet julle bid. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Kyk vir my na die balans daar. Nee? Jesus sê, ons Vader. Dit beteken eerstens God is 'n pa, hy's naby, hy's persoonlik, hy's liefdevol, hy nooi ons in verhouding in. Maar Jesus sê ook, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit beteken, hy's ons Vader, maar hy is ook heilig, hy is ons koning. God is nie sommer net nog iemand in my lewe nie, sy naam moet met eerbied behandel word, sy naam moet met eerbied verstaan word. En vir my vat dit die hele week se oordeenkings vir my so mooi saam, dat ons kan met God praat oor enigiets, maar ons praat nie sommer enige manier met God nie. Ons kan met hom praat oor enigiets, maar die manier is met God praat maak saak. En dis waarin Jesus ons, hy lei ons, dis die uitnodiging, hy sê maak die deur oop na die Vader toe deur 'n persoonlike verhouding te hê met Jesus. Maar Jesus leer ons ook dat daardie deur wat deur ons kan beweeg is nie goedkoop nie. Nee, hy leer ons dat ek en jy moet kom as kind, maar ons moet kom met eerbied. Ons kan kom met vrymoedigheid, maar verseker nie arrogant nie. Ek en jy kan kom met ons eerlikheid, met ons teleurstelling, met ons pyn, maar ons moet nie toelaat dat ons pyn ons teen God draai nie. Ek en jy gister se oordeenking oor Psalm 51. Ons kan kom na God toe met ons sonde, maar ons moenie verskonings maak vir ons sondes nie. Ons kan kom na God toe met ons hele hart, maar ons moet werklik toelaat, ons moet bid en sê, Here asseblief, deursoek my hart, wys my of daar enige aanstoot in my hart is. So vandag se eenvoudige gedagte is dit, God is naby genoeg om Vader genoem te word, maar hy is heilig genoeg ook om met eerbied verstaan te word. So wanneer ek en jy bid, onthou asseblief, onthou hierdie twee woorde, Vader, heilig. Vader, heilig. Hoekom? Want al twee daai woorde is uiters belangrik. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Geliefde, ek hoop dat hierdie week se oordeenkings het jou gehelp om weer net dieper te dink oor hoe ons met God praat, hoe ons hom benader, dat ons moet nie kom met voorgee nie, ons moet nie om benader met afstand nie, ons moet ook nie net roekeloos wees wanneer ons met hom praat nie, ons kan eerlik wees, maar ons moet weet, ons is naby, en daai gebeur deur Jesus, en dit gebeur ook met heilige eerbied. Geliefde, weer eens, ek sê vir jou dankie vir die week wat julle saam met ons gereis het, en dankie vir al die kommentare, dankie vir al die likes en die shares, en al die mooie dinge. Môre, as ons weer saamkom, dan vat ek hierdie hele week se oordeenking saam in 'n boodskap waar ons juist gaan praat oor hoe praat ons met God, en ek hoop regtig dat jy sal inskakel, en weer eens dat hierdie week se oordeenkings vir jou iets beteken het, en werklik jou hart en jou gedagtes geskuif het, oor hoe ons God benader. Mag ons vandag so bid, soos Jesus vir ons leer om te bid, né? Bid nou saam met my. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dankie Here dat ons kan leer om te bid, dat u koninkryk moet kom hier op aarde, soos in die hemel. Ek vra Here dat u vandag ons sondes sal vergewe, soos ons ook die wat teenoor ons oortree het, sal vergewe. Here, ek bid dat u vir ons sal gee in ons daaglikse voorsiening. Dankie dat u vir ons uitkyk vir wat ons aantrek, wat ons drink, wat ons eet, dat u vir ons sorg en dat ons daarin berusting kan vind. En daarom vra ek Here ook dat u sal ons lei op die pad van geregtigheid, dat ons lewens sal lewe hierdie kant van die hemel, wat u verheerlik. Mag dit ook so ons wandel en ons deel wees. Ons bid dit alles in die kosbare, mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.